Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uitdoen. Ons is terug, met 'n heeltemal splinternuwe studie uit die boek van Joshua, waar ons gaan kyk waar Moses geëindig het in ons vorige studies, gaan ons nou aan met Joshua wat moet oorneem en die volk in die beloofde land inlei, en hoe die Here met hom gepraat het en vir hom moed ingepraat het, dat hy altyd saam met hom sal wees. In hierdie studie sal ons leer wat ons geheim tot sukses is, en dit is om God gehoorsaam te wees. Vandag, saam met my in die ateljee weer eens Renay Firstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Renay, goed om jou weer in die ateljee te hê waar ons saam kan begin studeer. En kan jy dit glo, ons het so lank uitgesien om na ons vorige studie te kyk en te gesels, en ons het nou uiteindelik die Israeliete uit Egipte land uit, dwars deur die woestyn, en in ons vorige studies het ons gesien dat hulle is nou deur en hulle wil nou in die Jordaan ingaan. En hier begin ons in ons volgende studies, en ons begin in die boek van Joshua, wat opvolg, die eerste boek is na die Pentateug, die 5 boeke van Moses, en die opvolger van Moses. So dis amper of het so 'n halfe eenheid volg, en of ons net aangaan met ons verhaal, en wat 'n moeilike taak vir 'n opvolger, amper wil ek sê vir 'n jong man, maar op hierdie huidige stadium kan ons nou nie meer sê hy's 'n jong man nie, maar vir 'n jong man teenoor sy voorganger. Kan ek sê die opvolger van so 'n groot man, om nou sulke skoene vol te staan. Ja, maar ons sê vir u baie welkom en baie dankie dat u saam met ons is. Voor ons gaan begin, Renay, sê jy vir ons open met 'n gebed. Liefdevolle Here, baie dankie vir die voorreg om af te skop met 'n splinternuwe studie oor die boek van Joshua. Here, dit is so 'n groot voorreg om hierdie groot man se geskiedenis ook te kan bestudeer en te vra, Here, dat u vir ons die insig en die wysheid sal gee om te sien hoe u aangehou het om u volk te lei. Dankie Here vir die voorreg om saam met ons kykers deur hierdie pragtige boek te werk. Mag u seën daarop rus. Amen. Amen. So kom ons blaai na 'n baie bekende gedeelte en 'n baie bekende teksvers wat ons het in die boek van Joshua. En ons lees 1 vers 7. Wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses, my knegt, jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Nou, dis baie bekende woorde hierdie, né? En kan ek so ver gaan om te sê, ons haak altyd net by die eerste stukkie vas? Ja, wees net baie sterk en volmoed. Wees net baie sterk en volmoed, of ons haak by die middelste gedeelte vas, wat sê, moenie van my wette afwyk nie, moenie regs of links afwyk daarvan nie. Maar ek dink die groot vraag wat ons eerste moet vra hierso, wanneer ons kom by die opdrag wat die Here vir Joshua gee, ek wil amper sê die moed wat hy hom inpraat, hierdie, kan ons sê die pep talk, wat hy hom gee, voordat hy hierdie groot volk nou moet voortvat, is die rede in hierdie vers, hoekom die Here vir hom sê, wees sterk en volmoed en moenie van my wette afwyk nie. Hoekom Joshua, hoekom is hierdie dinge vir jou belangrik? Dis die tweede gedeelte van daai vers, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy gaan. Dit is om jou leierskap te bevestig en te beskerm. En te weet dat soos ek met Moses was, so sal ek met jou ook wees. Die 2020 vertaling sê vir ons, sodat jy sukses kan behaal oral waar jy gaan. Ja. So hier is 'n resep vir sukses. As jy doen en bly in my weë, dan sal ek jou seën en saam met jou wees. Jy val nou in dieselfde trap, dieselfde slaggat.
daar's 'n eerste gedeelte ook aan. Hier is 2 goed vir elke persoon wat in leierskap ingeroep word. En ek wil so ver gaan om te sê, of dit nou leierskap in jou kerk is, of jy in 'n leierskapposisie in die wêreld staan, en dit so vir u en vir my wat selfs kinders grootmaak. Ons is in 'n leierskapposisie, maak nie saak waar ons gaan. Hier's 2 aspekte. In die eerste plek, ek en jy is 'n kind van die Here. In 'n leierskapposisie mag nie moed verloor nie. En ons mag nie vreesbevange wees nie. Ja, Ons moet sterk staan in die Here. En ons moet sy by sy wette en maar as jy nou daaraan dink, soos jy sê, ons moet dit nou doen, maar ek wil hê mense moet nou 'n bietjie mooi daaraan dink, en dit is maklik om te praat buite die situasie. Want ons staan buite die situasie. Dit is baie maklik om te sê, ja, maar die Here het vir jou gesê, jy moet volmoed en jy moet sterk wees. Joshua het vir 40 jaar die ondervinding gehad van hierdie volk. Ja, dit is nou wel die nuwe geslag, maar onthou, hy het ook ondervinding van hierdie nuwe geslag gehad. En hy het ook gesien hoe Moses met hulle gesukkel het, as ek dit so kan sê, en ook wat 'n verhouding Moses met die Here gehad het. En hy het dit gesien, en daarom is dit, neem ek aan, die Here het hom so gekyk, en net dalk op sy liggaamstaal, het die Here vir hom gesê, moenie bekommerd wees nie. Ek sien jy's, of jou broek so effens begin bewe, maar wees net sterk en volmoed, en hou by dit wat ek vir jou gesê het. So, as ons vinnig kan gaan kyk, en ons blaai net so bietjie terug, en ons gaan na Deuteronomium hoofstuk 18 toe. Deuteronomium hoofstuk 18. Ek moet dit altyd baie mooi en stadig sê. Hy is nogal 'n tongknoper. Daaroor val nie. En dan kyk ons vanaf vers 15 tot 22. Nou dis 'n redelike lang stukkie, maar dit wys vir ons daar's 'n opvolger en daar's 'n belofte van 'n opvolger. Goed, Deuteronomium 18 vers 15. 'n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Here vir jou God vir jou verwek. Na hom moet jy luister. Net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, kan ek die stem van die Here my God nie langer hoor en die groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het die Here vir my gesê, dit is goed wat julle gespreek het. 'n Profeet sal ek vir julle verwerk uit die midde van julle broers, soos jy is. En ek sal my woorde in sy mond lê en hy sal aan julle alles sê wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde, wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afeis. Maar die profeet wat so vermetel is om die woord in my naam te spreek, wat ek hom nie beveel het nie, om te spreek nie, en wat in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sterwe. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? As die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy sê gebeur nie, en dit kom nie uit nie, dan is dit die woord van die Here, wat die Here nie gespreek het nie. Die vermetelheid het die profeet het gespreek, en jy mag nie vir hom bang wees nie. Met ander woorde, hier kom dit aan, Die Here gee vir hulle toets, nê, ja, van wat is 'n werklike profeet. Ja, en die Here kom en hy sê vir hulle, maar moenie bekommerd wees nie. Deur Moses sê hy, ek gaan weer iemand anders na Moses vir julle gee, wat ook julle kan lei, maar onthou, as hy spreek en hy sê, ek het gesê, en dit kom nie uit nie, dan moet julle weet, hy's 'n vals profeet, basies wat dit op neerkom. Al is dit die profeet wat ek na julle verwek. Met ander woorde, die Here sê, daai profeet kan nog steeds, elke mens dan, kan dan sy eie keuse maak, of hy na my gaan luister, of hy sy eie kop gaan volg, as ek dit so kan stel. Maar die belofte is daar. So, en hier is dit baie goed vir ons, dat Joshua was onder die gehoor, toe Moses hierdie by die volk gespreek het. En hy het geweet, die Here gaan self die profeet verwek, en die Here sal self saam met hom wees. Dis nou baie goed om dit te weet, so hy weet dit, en soms weet ons ook, die Here het ons geroep, nê? Ja. En al weet ons, die Here het ons geroep, dan is ons ook nog so 'n bietjie skrikkerig vir die groot werk wat gaan en in die bangerige kant wat daar is. So kom ons gaan kyk dan na die eerste 9 verse, en ek sal die eerste paar verse daarvan lees in Joshua 1.
En dit sê, en na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê. Nou, dis vir ons baie bekende woorde daar, maar daar kom ons dadelik agter, okay, Moses het tot sterwe gekom, ons is nou in 'n nuwe bedeling, as ek dit so kan sê, met 'n nuwe leier, en hy word sy agtergrond word gegee, maar hy sê, onthou, hy was die dienaar van Moses. Met ander woorde, oral waar Moses gegaan het, vandat hulle uit Egipte land uitgetrek het, vir die 40 jaar, Was Joshua sy skade Joshua weer? saam met hom, en hy het alles saam met hom ervaar. So basies hier word dit vir ons gesê, onthou, hierdie man weet presies wat aangaan. Hy's nie nuut met die wedervaring nie, hy weet presies Hy wat het aangaan. in werklik waar in diensopleiding gehad, kan ons Ja. amper sê. Hy gaan aan, hy sê, my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar jy jou voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. En dan beskryf hy hom van waar af tot waar, en dan vers 5 sê, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. So dis nie 'n twyfel daarin nie. Vers 7, is dit wat ons gelees het, wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet, wat Moses met knegt jou beveel het, wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. En dan weer die woorde, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan, tot in die nuwe land, tot in die beloofde land, en want onthou, hy het nou geweet, die Here was saam met hulle in die woestyn. Ja. Die wolkkolom was oral saam met hulle. En nou is dit van, hy was ook een van die verspieders gewees. Hoe lyk die mense daar? En hulle het nou nog 40 jaar gehad om sterker te word en groter te word. So hier is nou 'n bietjie van 'n situasie van nou moet ek nie net sê nie van die kant af nie, ek moet nou lei. Maar hier is die hele mooi ding, die belofte. Moses is nou dood, nee, vers 2. Trek dan deur, met ander woorde die Here gee opdrag, trek deur. Moenie nou sit en wag hier nie, julle is nou op daai punt. Moses is dood, so nou moet julle trek. Jy en hierdie hele volk. So vat almal saam na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. So, Joshua, jy hoef nie te bekommer nie. Ek het gesê ek gaan die land aan hulle gee, ek sal die land aan hulle gee. Jy moet deurtrek. Doen jy net wat ek vir jou sê. En dan sê die Here, bly net by my. Bly by die wette wat ek vir jou gegee het, die verordeninge wat ek vir jou gegee het, en ek sal met jou wees. Dis 'n ongelooflike verhaal. Joshua is vir my een van die besonderste verhale wat die woord vir ons kan gee. Ons fokus geweldig baie op Moses en dit is goed, want Moses was 'n baie goeie leier. Maar onthou die oomblik toe Moses tot sterwe gekom het, daar moes tog 'n bietjie van 'n navraag nie net in Joshua se hart gewees het nie, maar in die volk se hart. Ek wonder of daar nie dalk 'n paar aanspraakmakers ook was wat dalk gedink het, jy weet, dalk kan ek dalk is dit my beurt om dalk die manne so 'n bietjie nou touwys te maak oor hoe gaan ons nou voortgaan. Hoe gaan ons hulle gaan lei? Dit word nie vir ons opgeteken nie, maar daar's mos maar altyd een of twee wat so 'n bietjie van 'n Ek glo tog daar sou beroepsverandering wil maak. Daar sou so iets gewees het. Daar sou Mens so weet iets gewees het. Maar wat so fantasties is dat die Here nie 'n oomblik wag nie. Mense treur nog oor hulle groot leier. Ek kan sê wat jy wil, die mense het hom gevolg, want hulle het God in hom herken. Hulle het 'n vertroue in hom geplaas. Die Here wag nie 'n sekonde vir daardie vertroue om eers te taan nie, dat mense eers 'n oomblik het om te wonder, wat is die volgende tree nie. Nou is dit 'n kwessie van Joshua, beweeg. Julle is nou op die rand van Kanaan, beweeg. Julle stop nie nou hier nie. Nou is dit tyd om oor te gaan.
Die plan is nog nie daar nie. Moses is wel Moses se tyd het gekom en gegaan. Dis okay. Julle is alright. Ek is nog met julle. Ja. Ek het nie saam met Moses se sterfte het ek julle nie verlaat nie. Ek is nog steeds hier. Kom in die beweeg, die volgende tree is nou vorentoe. Is net 'n nuwe leier, dieselfde God. Ja. So kom ons kyk 'n bietjie na die terugblik op Joshua en kyk ek wil nie sê waar hy vandaan kom nie, maar ons kyk so 'n bietjie na sy geskiedenis en wat hy alweer ervaar het. So as jy vir ons na Numeri 14 sal kyk en vir ons daar 'n paar verse sal lees, dan gaan ek so lank vir ons na Exodus 33 vers 11 toe. En dit sê daar vir ons, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig. Ons het dit in ons vorige lesse gedoen, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laar terug, dit is nou Moses. Maar sy dienaar Joshua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. En hierdie is nou die tent van samekoms waar hy was, nie. Daar waar Moses van aangesig tot aangesig met die Here gepraat het. So met ander woorde, hier was 'n jong man wat kan ek sê 'n ooggetuie was, 'n oorgetuie was van wat die Here met Moses self gepraat het. So dis nie asof hy ek wonder nie. Hy was regtig 'n getuie wat daar was wat dit gehoor het. Kan jy vir ons kyk Numeri 14? Ons lees daar vers 6 en vers 30. En Joshua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefune. Twee van die wat die land verken het hulle klere geskeur, en as ons dan oorspring na vers 30 toe. Ja, en dit was onthou, hierdie was nou met die verspieders, net na die verspieders nou teruggekom het, nie? Dan sê hulle, waarlik, julle sal nie in die land kom waarvoor ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Caleb en Joshua die seun van Nun, in vers 30. So vers 6, kom die verspieders terug, hulle gee terugvoer, en hulle is 10 van die 12 is bang, hulle wil nie gaan nie, die mense is te groot, die land is te groot, alles is te wild, te groot, te erg, sien nie daarvoor kans nie, en die Here sit sy voet neer, en hy sê, nie een van hierdie hele geslag sal hierdie land beerwe nie, behalwe die 2 manne wat hulle geloof in my gehou het. En dit was Joshua en Caleb. Ja. En kan jy dalk vir ons vers 38 ook lees? Maar van die manne wat die land gaan verken het, het Joshua, die seun van Nun, en Caleb, die seun van Jefune, in die lewe gebly. Met ander woorde, hulle was die enigstes wat deurgegaan het. So ons kan sien, hulle het nou al hier 'n geskiedenis gehad. Hulle was die enigstes van die vorige geslag wat uit Egipte uitgegaan het, wat nou in die beloofde land ingaan. Al die ander was op pad. Yep. Nee? So, nou kom ons kyk wat sê hoofstuk 27 van Numeri, hoofstuk 27 vers 18. Toe sê die Here aan Moses, neem vir jou Joshua die seun van Nun, 'n man in wie die Gees is, en lê hom die hand op. Met ander woorde, hier kom die Here en hy wys vir Moses, wie is sy opvolger? Wie is sy opvolger, wie hy al hier moet vat om saam deur te gaan as jou assistent. Maar daar's 2 goed wat ons hier moet agterkom wat gebeur het. 'n Man in wie die Gees is. Hoofletter Gees, die Gees van God is, so met ander woorde, die Gees van God het hom ook gelei soos vir Moses. Ja. En daarom het die Here hom gekies. En toe sê hy daar vir hom, en lê hom die hand op. Dit is om hom een kant te sit, soos wat ons nou sal sê, af te sonder, te verordineer vir 'n sekere taak. So hy weet self al, hy was daarvoor aangesit. So dis nie sommer net hier die bloute uit, Moses is dood, ek gaan nou oorneem nie. Ja. Dis nou waar daai op neerkom vir ons. So dit is baie duidelik dat ons kan sien dat Joshua hier die verkose een is. Kom ons lees nog 2 versies, Deuteronomium 31. Ek wil net gou by 27, Numeri 27 vers 22, net iets interessants lees. Hy sê, en Moses het gedoen soos die Here hom beveel het, hy het Joshua geneem en hom voor die priester Eliezer en voor die hele vergadering gestel, en hy het hom die hande opgelê en hom 'n opdrag gegee soos die Here deur die diens van Moses gespreek het. Ja. So die hele volk was al van bewus gewees van die feit dat dit is die man is wat na hom sal oorvat. So hierdie is nou vir ons ook geskiedenis, dat ons nou kan sien wat het nou gebeur en hoekom is hy die opvolger. So kom ons kyk laaste 2 versies, Deuteronomium 31 vers 23,
En dan kan ons ook kyk 34. Ek sal 34 so lank vir ons kry, 34 vers 9, En die ander ene is? 31:23. 23 sê, en hy het aan Josua die seun van Nun bevel gegee en gesê, wees sterk en volmoed, want jy sal die kinders van Israel inbring in die land, wat ek aan hulle met 'n eed beloof het, en ek sal met jou wees. En kom ons lees so met ander woorde, dit is wat nou al voor die tyd gesê is, né? En nou kom die Here weer by hom en hy praat met Joshua self. Nou 34 vers 9 sê vir ons, en Joshua die seun van Nun was vol van die gees van wysheid. Sjoe. Want Moses, hoekom was hy volgens? Want Moses het hom die hande opgelê en die kinders van Israel het na hom geluister en gedoen soos die Here Moses beveel het. So Dis 'n besonderse roeping en dis asof die Here vir 'n lang tyd hom al voorberei het. Hy is die hande opgelê, hy's voorgebid. Hy was in diensopleiding aan die sy van Moses en die Here moes eintlik net op 'n punt kom waar hy vir hom sê, ek het jou gekies, ja. Ek het jou hier gestel, neem jou staf, laat ons gaan. Ja. So dit is baie belangrik dat ons na daai gedeelte moet kyk en kan sien wat daar vir ons uitgebring word en dat hy wel die verkose een was. So dit is ek wil amper sê dis Joshua en ek wil hom nou nie verkleineer deur te sê dit is die seun van hierdie ene of dit is die assistent van daai ene nie. Nee, hy was Joshua in sy eie reg. Maar hy was tog dan ook deur die Here geroep, self deur die Here uitgekies, sy gees op hom gegee. So dis Moses, as jy wil na hom kyk as 'n ander Moses, is die saak reg. Maar dit is Joshua en hy gaan julle lei want ek het hom ook uitgekies. Ja. Nou as ons kyk na Joshua hoofstuk 1, dan sien ons dit word vir ons daar in 4 gedeeltes in opgebreek, die hele Joshua 1, se 18 verse, nee. Hoofstuk 1 vers 2 tot 9 bring vir ons die trekheid van trek deur die Jordaan. Julle moet nou deur die Jordaan trek. Nou ons moet besef daai tyd was die Jordaan in vloed. In ander woorde, hy het van wal tot wal geloop. Dit was nie 'n droë riviertjie nie. Dit was 'n vol rivier. So, eerste ene trek deur. Die tweede ene wat word daar vir hulle gesê, julle moet in besit neem. In ander woorde, die Here sê ek gee hom aan julle, maar julle moet in besit neem en dit sien ons in vers 10 is dit vers 10 en 11, help my gou, ja, vers 10 en 11. Ja. Toe het Joshua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê, lees maar vir ons. Gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te gaan neem, wat die Here julle God aan julle gee, om dit in besit te neem. Met ander woorde, hierso is 'n woordspeling, né? Die Here sê hy gee dit vir julle, maar hy gee dit vir julle om besit te neem. Met ander woorde, die Here het klaar besluit dit is joune. Ja, maar daar's jy 'n het aksie wat van jou kant af ook gaan moet gebeur. Sodat jy moet dit gaan, jy kan nie net ingaan en sê, o, dankie Here, dis nou myne en gaan sit en wag nie. Daar's iets wat jy van jou kant af ook moet doen, maar die Here sal dit in jou hand vir jou gee. En dan die laaste gedeelte, vanaf vers 12 tot 15, word daar vir ons dan uitgesit van, as jy dit klaar in besit geneem het, nou wat nou? En dit is baie belangrik dat die Here hierdie opdrag vir hom gee reg in die begin, voor hulle nog dit alles in besit neem, en sê, verdeel dit. Met ander woorde, volgens die hoeveelheid van die stamme, moet elkeen sy regverdige deel kry, en dat daar nie dan 'n risie is, wanneer die plek klaar in besit geneem is nie, maar dit word nou al voor die tyd al klaar vir hulle uiteengesit. Ja. Van die verdeling gaan plaasvind. Elkeen sal sy regmatige plekkie kry, want onthou, daar was nou 12 stamme, nie, wat elkeen sy regmatige gedeelte moet erf in hierdie beloofde land. En dit is, wat beter is, dit is om nog voordat ons ingaan, om in besit te neem, om elkeen gerus te stel, want daar was kleiner stamme, daar was groter stamme, elkeen gerus te stel en te sê, moenie bekommer nie, elkeen sal sy regmatige plekkie kry. So met ander woorde, dit was nie 'n kwessie van dat hulle soos 'n horde daar ingestorm het, met geen plan en op die tafel nie, en geen, ek wil amper sê, 'n finale plan nie. Want onthou, jy het 'n strategiese plan vir die inname, maar jy het 'n finale plan vir die besetting.
wanneer die oorlogtyd afgehandel is, dat almal nie dan wonder wat gebeur nou nie. Ja. Almal het presies geweet wat die Here vir hulle beplan in die land van Kanaan. So, trek in, neem besit, verdeel. En dis basies die einde, maar, Nog nie helemaal die einde nie. vers 15 of 16, as ons kyk van vers 16 tot 18, die laaste 3 verse, as jy dit vir ons lees. Toe het hulle Josua geantwoord en gesê, alles wat U ons beveel sal ons doen en oral waarheen U ons stuur sal ons gaan. Net soos ons na Moses geluister het, so sal ons na U luister. Mag die Here U God net met U wees soos hy met Moses gewees het. Elke man wat teen U bevel weerstrewig is en na U woorde nie luister met betrekking tot alles wat U aan ons beveel het nie, moet gedood word. Wees net sterk en volmoed. So hier kom nou die volk en hulle antwoord terug en hulle sê, dis reg, ons gaan verdeel, ons gaan inneem en dan hier, maar wees net sterk en volmoed. Ego hulle die Here se woorde Ja. vir hom nie. Ja, so ons sal by jou wees, ons sal jou dien. En dit is nie nou net hier 'n roeping van die Here af en sê gaan werk nie. Maar hier is ook nou van die ander kant wat sê, maar ons sal saam met jou gaan. Ons sal jou hande verder omhoog hou, want ons weet die Here het jou uitverkies. Weet jy, as jy dan mooi daaraan dink, die beginpad wat Moses met hierdie volk moes loop, en die beginpad wat Joshua gekry het om met hulle moet loop, was daarom 2 uiteenlopende Ja. afskoppunte. Moses het afgeskop met hierdie verskriklike wederstrewige volk, wat glad nie die Here ken nie, wat van vooraf hulle geloof moes gebou word, hulle moes weer die Here leer vertrou. Om elke hoek en draai het hulle hom teëgestaan, daar was al ewige klomp, kan ek maar die woord gebruik, belhamels wat teen hom opgestaan het en moeilikheid gemaak het in die volk, in die afgrond probeer inlei het, gekerm en gekla. Toe Joshua oorvat, die eerste woorde wat hy hoor, is soos wat ons met jou voorganger was, en ons gesien het hoe die Here hom lei, so erken ons die Here se leiding in jou. Stap voor, my vriend, ons volg, ons lei, en diegene wat teen jou woord gaan, omdat ons weet jy is deur God gelei, nie vir die man wie jy is nie, omdat ons God se leiding in jou erken. Die wat teen jou gaan, sal ons mee afreken. Goeie genigtig, wat 'n fantastiese. So moenie bekommerd wees nie. Ons sal ook saam met jou wees. Joe. En nou as ons kyk hierdie gedeelte van Josua, die eerste hoofstuk, word vir ons in hierdie 4 gedeeltes gedeel, maar die hele res van die boek van Josua word ook eintlik in hierdie 4 gedeeltes ingedeel, soos wat ons deur hom gaan. Met ander woorde, die deurtrek gedeelte wat hulle deurtrek, en ons sien hoe hulle deurtrek, die volgende ene van waar hulle in besit neem, al daardie wat hulle doen, en dan op die einde, wanneer hulle alles nou in besit geneem het, die verdeling, en dan ook, dat die volk kom, en dat hulle dan sê, hulle sal die Here ook dien. So, wat ons in die eerste een is 'n kleine, dis nou daai ding van die inleiding, ons gaan jou sê wat ons jou gaan vertel. So dis klaar alles daar, en die res van die boek kom, en hulle gaan ons vertel presies hoe dit dan gebeur het. So, as ons dan nou daar kyk, dan sê ons word nou erfgename van die belofte. So, hoe lank was die belofte al gegee? Die eerste belofte was dan vir Abraham gegee, want ek sal hierdie land aan jou gee en aan jou nageslag. En aan sy kind, wat Isak was, en toe aan Jakob, en toe word Israel, en hulle sit in Egipte, en hulle het nog niks gekry nie, en hier, na daai 400 plus jaar, is hulle nou terug, en nou kan hulle eers die erfgename word van die belofte, Waarvoor nou al so lank hulle wag. so lank voor gewag het, en wat hulle nou sal kry. So, dis vir ons 'n baie mooi gedeelte wat daar uitkom. Kan ek so vinnig inspring? Het jy al ooit daaraan gedink dat die beloftes wat die Here vir sy kinders gee, dat ek en jy soms die rolspelers is vir die, ek wil amper sê die voorbereiding vir die uiteindelike belofte, en dat daardie uiteindelike belofte 10-1 in ons nageslagte eers vervul sal word. Ja. As ek nou, kom ons trek dit deur na ons tyd toe. Ons is tog almal op pad na die land Kanaan toe. Ons verwag die wederkoms van Jesus Christus. Ons verwag die ewige Kanaan.
as ons nie die voorbereiding tref vir die belofte van die Here wat kom nie, met ander woorde, as ons die getrouheid wat ons het, die samewerking vir die Here gee, dat ons die geslagte voorberei nie. Die Here mag dalk nie in my leeftyd kom nie. Ja, Die Here mag dalk eers in my nageslagte se leeftyd kom, maar as ek nie die voorbereiding tref vir hierdie tyd wat my geslag in die wildernis nog is nie, sal my nageslag Kanaan nie sien nie, dan mag dit dalk soos daardie ander 10 verspieders se hele geslag buite Kanaan bly staan. Dis dan erg om so daaraan te dink. ja, Dat ek en jy het 'n rol om te speel in die voorbereiding van die belofte van die wederkoms van die ewige Kanaan, maar dat ons dalk eers mag ervaar wanneer ons opgewek word, ons mag dit dalk nie in ons tyd sien nie. maar hier kom ons dan met dieselfde antitipe wat jy nou vir ons hier verduidelik het van hulle wat nou in die beloofde land moet ingaan, want die land was vir hulle beloof. Ja. Eintlik met die belofte was die land vir hulle gegee. Die koninkryk van die hemele word reeds vir ons gegee. So dit is reeds ons in, maar ons het dit nou nog nie ontvang nie, maar is reeds gegee. So dis daai 2 verskillende gedeeltes wat ons kry van, ek gee dit nou vir jou, maar jy het dit nog nie, want jy gaan dit eendag kry. En dit is maar ook, Dis 'n erfporsie dit is maar so 'n waarvan jy moet erfporsie wag. werk. Ja. Jy gaan hierdie gedeelte erf, dis nog nie joune nie, het nog nie joune geword nie, maar die belofte die is belofte is daar. daar, maar dis klaar joune, dit gaan nie verander nie. Maar dit is nog steeds die Here wat dit vir jou gee, Ja. op die ou einde van die dag. So, Ek is vreeslik, ek moet nou eerlikwaar sê, vir my is die eerste hoofstuk van Joshua 'n baie besonderse deel. Die Here het my baie bemoedig op 'n sekere tyd in my lewe met hierdie woorde, wees net sterk. Wees net sterk en hou net moed. En dit is ook wat vir my so belangrik is wanneer ons kyk na daardie gedeelte in Joshua 1 veral vers 7 waar die Here afskop, nog voordat hy vir hom sê, hou my wette en bly in my verordeninge, is die eerste ding wat die Here vir hom sê is, ek verwag van jou om sterk te staan. Ek verwag van jou om nie moed te verloor nie. Okay, maar kom weer eens. Wat sê ek altyd? Jy moet tussen die lyne Ons moet lees. nou tussen die lyne kan lees. So die Here sê vir hom, wees net baie sterk en volmoed. So gaan daar tye wees wat jou krag of jou leierskap dan getoets gaan word. Definitief. Maar wat moet jy maak? Jy moet sterk staan. Gaan jy op moedverloor se vlakte dalk wonder of jy daar moet gaan sit? Ja, wat sê ek nou vir jou voor die tyd? Moenie daar kom nie, moenie toelaat dat jou gedagtes eers soontoe gaan nie, want ek het jou bevestig, sê die Here vir hom. Wees net vol moed. Moenie moedeloos word nie. En dan vers 9 is dan die ekko van vers 7 wat sê, het ek jou nie beveel nie. Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees, nou gaan hy 'n bietjie verder, wees nie bevrees of verskrik nie. Want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Dit is 'n ongelooflike belofte. Maar nou ons half die idee, maar dit was 'n belofte wat net vir Joshua gegee was. Verbeel ek vir my of klink dit nou vir my vreeslik baie soos daai laaste verse in die boek van Matteus, waar die Here sê, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Wat is dit anders as 'n ekko van dit wat aan Joshua gegee is? Ja. Die Here het al daai tyd vir leiers gesê, ek is met jou. Jy en ek wat as leierskap staan vir die Christendom wat vooruit moet gaan en mense wat voorberei vir die wederkoms van Jesus Christus, het presies dieselfde boodskap gekry. Ek is met jou tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Ja, dis presies dieselfde, dis net so 'n bietjie dalk in die leidende en die bedrywende vorm gesê. Dis nou Matteus 28 vers 20 wat jy daar vir ons aangehaal het. Soos wat die Here met Moses was en hom gesê het, lei my volk, so sê hy ook vir elkeen van ons. Jy het ook 'n taak om te gaan doen. Die beloofde land moet gevat word. Ons moet hom gaan inneem en dit sal vir ons gegee word. Gaan daar reëse wees in hierdie kom ons sê geestelike reëse wees wat ons gaan moet oorkom? Ja, maar wat moet ons doen? Wees net sterk en volmoed. En onthou, ek is met jou tot aan die volëinding. So met ander woorde, daai ek is met jou wat dit 'n belofte is, bring dit ook vir ons iets anders weer leens daar tussen die lyne lees van
dit gaan dalk soms vir my, hier's die woord, voel asof die Here nie met my is nie. Maar in die tye wat die Here nie met jou is nie, ons almal ken mos die situasie van die voetspore in die sand, nee. Ek het nie nodig om dit weer eens te verduidelik nie, maar die Here sal dan daar wees en hy sal ons lei orals waar ons gaan. En dan ook dan vir ons om dan nou seker te maak, as net so vinnig na die Nuwe Testament kan hardloop. Hoe gaan ons sterk en volmoed wees? Dis baie maklik. Efesiërs 6 vers 10 tot 18, baie bekende gedeelte. Trek die wapenrusting van God aan. Nie sodat jy kan beklei nie, Dat jy kan staande maar bly. sodat jy kan staande bly teen die aanslae wat kom. Ja. En dit is weer eens vir ons om ons te vestig, soos wat die Here vir Moses, hoor my, Moses die tweede, vir Joshua gesê het, jy is sterk en volmoed, ek sal met jou wees, jy sal die land in besit neem. Maar, jy moet nou geset wandel, om in al my insettinge te wandel, soos wat ek het vir jou gesê het. Die vers 7, 8 en 9 het so interessante manier hoe die Here praat, want die Here sê presies dieselfde. Ek wil amper sê van, in my opinie, jy weet, grootste, en dan weer van grootste, groot. Dis asof hy hom so in 'n V-vorm die woorde herhaal, want hy sê vir hom in vers 7, wees sterk en volmoed, onderhou al my verordeninge en my wette, en dat jy suksesvol kan wees. En dan hop hy weer terug hierdie kant en hy sê, want dat jy al my verordeninge moet hou, onthou jy moet sterk en volmoed wees. Die Here vat hom die volle pad deur, dat hy moet verstaan, luister hierso, hier is 'n pad wat jy gaan moet loop, jy moet die verordeninge hou, maar die 2 punte wat die Here vir hom in daai 3 verse sê, begin met wees sterk en volmoed, en hy eindig met die konsep van wees sterk en volmoed. So, dit is interessant dat die Here dit moet oor en oor herhaal, vir 'n groot man wat ervaar het hoe die Here in die teenwoordigheid van Moses was, in die teenwoordigheid van die volk was. Hy ken die teenwoordigheid van die Here. Hoeveel te meer is dit nie wat die Here vir my en vir jou hierdie woorde moet oor herhaal nie. Wees sterk en volmoed, bly in my verordeninge en jy sal suksesvol wees oral waar jy gaan. En dit is hierdie ander gedeelte wat ons hier uit moet put en sien dat die Here daar sê, jy sal sukses behaal, nie? En ek kry dit daarin, sodat jy met goeie gevolg kan handel. So dis in die amper sê 83, die 53 vertaling, sodat jy met goeie gevolg kan handel. Met ander woorde, daar sal sukses wees. Dis 'n ou manier om dit te beskryf. So die Here sê, ek sal saam met jou wees. Dat alles wat dit is, en vers 8 sê vir ons, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. Nie teespoed nie, maar voorspoed sal jy. En dan sal jy met goeie gevolg handel. Weer eens daai woorde. Met ander woorde, dis weer eens daai dubbele ene van, jy sal welvarend wees, dit sal goed gaan met jou, en jy sal suksesvol wees, as jy by my bly. Nie omdat jy so goed is nie, maar omdat ek met jou is, terwyl jy hier sal deurtrek. Ek dink dit is belangrik om vir ons te besef, die Here het nooit vir Joshua gesê, jou pad sal maklik wees nie. Nee, Joshua was 'n kryger. ja. Toe hy oorneem dat die oorlog begin. Toe hy oorneem, toe's die staptyd en die staptog in die woestyn afgehandel. Toe hy oorneem te begin die oorlog. Ja. Nêrens het die Here ooit vir hom gesê jou pad is maklik nie. Die Here het vir hom gesê jou pad sal suksesvol wees. Ja. En as ons nou kyk hier reg met die eerste ene wat die Here gekom het, toe hulle Jerigo moes ingeneem het. Ek meen hulle het aangetrek en reg gewees en hulle het Nie veel gedoen nie. Kom ons noem dit nou, hulle het gemarseer, maar kom ons praat maar van ons taal en sê, hulle het om die stad gestap. Ja. Ingelid het hulle om die stad gestap, en die Here het die stad vir hulle gegee, met die mure wat hulle self nie kon afbreek nie. Maar wat moes hulle doen? Hulle moes stap. Nadat hulle gestap het en die mure het geval, toe moes hulle gaan inneem. Ja, dis reg. Toe is nog steeds dat hulle taak moet verrig. Want die Here gee, maar die Here verwag altyd van ons dat Daar's 'n aksie van ons kant ons af moet wat aksie ook van ons kant af doen. En dit is wat hierdie eerste gedeelte van die boek van Josua vir ons leer, dat
Die Here gee vir ons 'n taak en hy sal vir ons die sukses gee. Maar daar is nog steeds 'n gedeelte wat ons moet doen. Fisies moet doen. Ons sal altyd dalk meer doen, maar die Here sê, doen net dit, en dan sal ek die land vir jou gee. Renée, dit was goed geweest, daar's nog baie ander dinge wat ons uit hierdie eerste hoofstuk kan studeer, maar ek dink ons het die eerste hoofstuk gevat om vir ons 'n basis te bou vir die volgende 12 weke wat voorlê, om deur hierdie boek van Joshua te werk, en die wedervarings, dan nie net van Moses wat ons nou klaar gesien het nie, maar van Joshua ook, waar hy hier verder voortgaan. Ek is baie opgewonde daarvoor. Dit was goed om jou hier saam met ons in die ateljee te hê. Dit is goed dat ons saam met julle kon gekuier het. Maar voor ons gaan, kom ons vra die seën van die Here. Vader, ons sê vir U baie dankie vir U genade en dankie dat ons weer eens uit U woord uit kan leer. Dat U met Joshua van ouds gepraat het en hom bevestig het in sy werk vir U. Maar Here, dat U ook so deur hierdie boek met elkeen van ons praat en dat ons ook self moet voorberei om in die beloofde land te kan ingaan, soos wat U Israel nou in die beloofde land inlei. Mag ons op U vertrou, soos wat Joshua op U vertrou het. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen.